Ok, vers 1 van 19. Verder het Jahwe met Moses gespreek en Aaron en gesê, dit is die wetsinsetting van Jahwe wat hy beveel het deur te sê, spreek met die kinders van Israel dat hulle vir jou 'n rooi koei sonder gebrek bring, waar geen liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het. En julle moet haar aan die priester Eleazar gee, die seun van Aaron. En hulle moet haar buitekant die laar uitbring en voor hom slag. En die priester Eleazar moet van haar bloed met sy vinger neem en van haar bloed 7 maal in die rigting van die voorkant van die tent van samekoms sprinkel. Daarna moet hulle die koei voor sy oë verbrand, maar die vel en haar vleis en haar bloed saam met haar mis moet hulle verbrand. Ok, so daar word niks geëet van hierdie rooi koei nie, alles moet gebrand word. En die priester moet sederhout en hyssop en skarlakendraad neem en dit binne in die brand van die koei gooi. Die koei word in die brand gesteek en dan gooi jy sederhout in. Nou die tempel is gebou met sederhout. Hoekom? Dit is geweldig harde hout. So as jy hom brand, hoe lank gaan hy brand? Dit gaan lank brand. So nou gooi hulle dit en hyssop en skarlakendraad binne in die brand van die koei. So die koei brand en jy maak net nog meer vuur om hierdie koei. Dan moet die priester sy klere was en sy liggaam in die water bad. En daarna mag hy in die laar kom. En die priester sal tot die aand toe onrein wees. Nou, wie is nou weer onrein, né? So is onrein. Beteken, nou mag jy nie daai eet nie, jy mag nie daai doen nie, jy is nou onrein. Ook die een wat haar verbrand het, moet sy klere in die water was en sy liggaam in die water bad en hy sal tot die aand toe onrein wees. En die rein man, nie onrein man nie, nie dat dit belangrik is nie, maar ons wonder baie keer, nou wat gebeur nou as jy onrein is? Hierdie vers 9 is 'n taak, mag iemand wat onrein is nie doen nie. So as jy nou hierdie koei gebrand het, jy is onrein, jy kan dit nie doen nie. Staan een kant toe. 'n Rein man moet die as van die koei bymekaar maak en buitekant die laar op 'n rein plek neersit. En dit moet in die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater. Dis 'n sondoffer. Hoekom word hier 'n rooi koei gebrand? Vers 9, en die rein man moet die as van die koei bymekaar maak. Hierdie koei het gebrand. Saam met hierdie sederhout is daar niks oor nie. Maar as die skarlakendraad is weg en die hyssop is weg, maar dit is ons deel van profesie. Al ruik jy dit nie, al sien jy dit nie, al is daar niks van die koei oor nie, daar is hierdie as oor. En hierdie rein man moet die as van die koei bymekaar maak en buitekant die laar op 'n rein plek neersit. En dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater. So dan kom 'n reinigingswater. En die as moet daarin. En die een wat die as van die koei bymekaar gemaak het, moet sy klere was, sal tot die aand onrein wees. En dit moet vir die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef, 'n ewige insetting wees. Dis weer 'n ewige insetting. Wat is hierdie insetting? Daar was nou 'n rein man wat hierdie as bymekaar gemaak het. En hy het dit daar een kant gesit, maar nou is hy nie meer rein. Nou is hy onrein. Die ou wat die koei gebrand het, is ook onrein. En die priester wat gekyk het dat die koei brand onrein. Daar staan hulle almal. Maar nou is hier reinigingswater. 11. Die een wat aan 'n dooie enige lijk van 'n mens raak, hy sal 7 dae lank onrein wees. Right? As jy die koei gebrand het, is jy onrein. As jy gekyk het hoe die koei gebrand word, is jy onrein. As jy aan 'n dooie geraak, is jy 7 dae lank onrein. 12. Op die 3de dag en op die 7de dag moet hy hom daarmee ontsondig. Waarmee? Hierdie water, reinigingswater, wat die as van die rooi koei in het. So nou het jy 'n ou gehelp daar in die veld en hy is dood. En jy het hom toe nog maar gedra tot in die stad en het hom begrawe, maar nou is hy 7 dae onrein. Op die 3de dag en op die 7de dag moet hy hom daarmee ontsondig met die reinigingswater. Dan sal hy rein wees. Maar as hy hom op die 3de dag en die 7de dag nie ontsondig nie, sal hy nie rein wees nie. So jy gaan nie van self rein word nie. Elkeen wat aan die dooie raak, aan die lijk van 'n mens wat gesterf het en hom nie ontsondig nie, verontreinig tabernakel van Jahwe en die siel moet uit Israel uitgeroei word. Hierdie raak nou 'n ernstige saak. Omdat geen reinigingswater op hom uitgegooi is, sal hy onrein wees. Sy onreinheid is nog aan hom. 7 dae is verby, maar jy is nie deur hierdie water ontsondig nie. Ok, hoekom, wat is dan belangrik aan dit? Dis wat die rooi koei is. Nou wag ons weer vir 'n rooi koei. Nou sien iemand iewers 'n rooi koei, hy neem hom af en hy stuur die foto iewers vir 'n Glory Kerk en hy sê, "Ha, rooi koei." En hulle sê, "Ons moet die tempel bou," ons sê die koei. Ek verstaan nie hoekom nie. Dit het met die koei iets daarmee te doen nie.